Jy het my aangeraak. Hy het my jeug aangeraak. Terwyl ons hardloop, sê Joshua, 'n kort instrument. En hy sê vat toe sy hand en hy maak 'n trompet en ek wil hê hy moet nou 'n manifestasie, die trompet blaas. Ons lekker om die Here te dien. Dit is nooit vergeelig nie. Die ouens wat sy kerk gaan is vervelig. Hulle weet nie wat dit is om die Here te dien nie. Ja, halleluja. Amen. Ek het ook voor, net nou toe so hier omhardloop. Toe dink ek nou so, weet jy hoe belangrik was dit? Dan op die laaste keer om hierdie goeie mure te gaan. Amen. Toe Joshua hulle daar opvat, vir 7 dae trek hulle om hierdie muur, een keer 'n dag sonder om 'n geluid te maak. En hulle vat daai grond as 'n oorwinningsgrond vir hulle. En halleluja, hierdie 7de dag, en die 6de keer, ek wonder hoe die musikante geklink hierdie 6de keer vir hom gegaan het, daai opgewondenheid van, wat gaan die Here nou doen? Want hierdie 7de maal toe hulle omstap, is daar iets wat moes gebeur het. Wie kan onthou wat moes gebeur het hierdie 7de maal? Hulle moes trompette geblaas het. Hulle het gesing. Hulle het om oorwinning geskree. Halleluja, ek weet nie van julle nie, maar ek glo in oorwinning. Ek glo in lewe. Ek glo in lewe in oorvloed vanaand. Halleluja. Ek dink my tannie het nou dit so mooi gesê dat hy haar aangeraak het. En die laaste koortjie wat ek wil hê ons moet sing vanaand is He touched me. He touched me and He made me whole. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I'm
watching, wat jy uitgaan, beleef ek hoe Heilige Gees vir my sê, you are marching into victory. En ek voor die een persoon inkom, ek kan nie nou weer was nie. En Heilige Gees sê vir my, dit wat vanaand gebeur, die oorwinning wat vanaand gebeur, dit maak nie saak waar jy is nie, dit maak nie saak in watter teenstryd jy is nie, dit maak nie saak hoe jy voel nie, you marched into freedom. En dit wil ek vir julle los, dis wat Heilige Gees vir my gewys het, en ek wil dit met julle deel. Halleluja. Prys die Here. As het oorloop, dan loop het oor, nee. Amen. Ja, broers en susters, ek wil nou vanaand erken, ek was glad nie lus om vanaand kerk toe te gaan. Amen. Ek het so griepaandoening gehad, hoor. Chantal vir my gebid het vanaand, kon ek die salwing van die Here gewaar. Nee, broers en susters, maar terwyl ons vanaand hier uithardloop, dink ek onwillekeurig, sê hulle jare terug, het hulle het ook in 'n ledekerk gedoen, maar die pastoor het voorgehardloop. En daar ry iemand verby wat die pastoor ken, die gemeente ken, en hy sê, ek kom maar, hy sê, hy wonder, wat het hierdie pastoor verkeerd gedoen? Dat die gemeente om al om die kerk hardloop, by Johan, ek wil vanavond vir jou sê, as iemand vanavond verbygery wat jou ken, gaan hulle vra, wat het Johan Stroes vanavond gedoen? Dat hierdie gemeente om al om die kerk hardloop, maar hulle weet, terwyl ek so om die kerk hardloop, gewaar ek die salwing van die sieke Heilige Gees. Die Gees is nie net beperk tot 'n gebou nie. Die Gees is oral oor. Jy het gisteroggend gekyk op my Johan se rugby en terwyl ek terugry, en dat gaan my uitdra. Ek is baie lief om die radio aan te sit as ek ry. As ek in daai kar klim, as hy gestaan het, dan sit ek die radio aan. En ek ry daar uit Kreersdorp uit, ek so pad terug. En die Here sê vir my, Hans, sit vanmôre die radio aan. Ek sit die radio af. Vry voor die sitplek, en sê, Here, kom sit vanmôre hier langs aan strydom, en praat bietjie met my terwyl ek huis toe ry. En ek begin bid vir Emie. Broers en susters, die arme kind kry baie swaar. Maar terwyl ek vir hierdie kind bid, pastoor, gewaar ek, Here, halleluja, ek is nie alleen in hierdie voertuig nie. Halleluja, ons sit antwoord, iemand is hier, en ek weet dis Jesus, halleluja, en ek gewaar het, die soete Heilige Gees saam met my in die voertuig, en ek dank die Here vanaand, broers en susters, ons kan alles verloor. As nie asseblief nie die Heilige Gees verloor. Is terwyl het vanaand so hardloop, hoe ons daar in PPK se Randfontein was, het ek twee ouens wat saam met daar in die kerk is. Een was van die Duitse weesies, Davies van Deventer, die ander kan ek nie onthou sy naam. Maar hulle hoor van Lede in Christus en Kreersdorp. Dit van lekker hulle nog wegsien toe. Maar keier 'n bietjie. En nou is hulle ook bang vir die kerk. Die mense tot vertel ons het bakstene in ons sakke. Die was baie mense, hulle kon hou vat ons met 'n baksteen. Maar in elk geval, ek sê, hulle sit so agter my kerk by die deur. Hy sê, en hy ou begin so dans aan my blaas. En hy die pastoor, en hy sê vir die ouwe saam is, hy sê, hier moet ons uitkom. Hier gaat ons moeilikheid kry. Hy sê, net soos het is die Here help om. Die begin die mense om die bank aan. So allemaal die bank. Hy sê vir die ouwe, die laaste ouwe kan voorbij kom, dan val ons achter hulle in, ons by die deur voorbij gaan, dan val ons uit. Hy sê, dit is reg. Dat staan ook reg. Hy sê, die pastoor kom, en hy hardloop en hy dans. Toe hy by hulle kom, staan hy net so stoel. Kom voor. Hulle voordans in die diens. Dit kom ek sê, die kerk het sy humor op. Broer suster, hier sit al hier. Ek is wel lyk met die vrymoedigheid. Ek wil vir die sê, ek begin alle tye te voel. Kom ek vertel jy, ek het die laas nog aangesê, ek kom eintlik uit die NG Kerk uit.
Maar as daar iets is wat my gefascineer het van Pinkster, is dit ware liefde, nie aansit liefde. Ja. En wanneer jy by 'n plek kom en jy voel dis 'n familie vir jou, dan wil jy mos daar wees. Die broer Hans getuigenis vanaand, ek sal nooit vergeet die jare terug daar vroeg, hulle is een aand met 'n bid hier aan. Broer en suster, ons kom al op soos ouer gewoonte na die bid hier toe. En toe ons inkom, toe sê die pastoor, broers die kant, susters die kant. Nou broer en suster, ons skrik jy nou eerlijk, want jy weet nie wat kom nou volgende. En hy sê vir die broers daaraan, ek soek 'n merker hier voor. Nou van die wat in die weermag of in die army was, jy sal weet wat sy merker. En al die broers tree daar aan in 'n peloton. En hy sê, broers, vanaand gaan julle geloof getoets word. Nie een van julle nou eers 'n wimpel saamgebring nie, maar vanaand sit die Here van die leerskare vir julle elkeen 'n sit die Here van die leerskare vir julle elkeen 'n M16 in die hand. Nou ek wil vanaand vir julle sê, hierdie ding wat ons hoor van die EFF, pa. Broers, ons het dit al gedoen in die 90er jare. Sommer daar in die kerk, toe lê ons daar. Een aand, een woensdag aand met 'n bid hier. En die pastoor se onderskeiding wys dat daar is 'n vyand op die horison wat sy kinders wil kom trip en bootjie. Maar hy het 'n boodskap vir hom gehad en gesê, gaan lê daar. Al die manne lê so op die mat. Neem jou posisie in. Lê aan met jou M16 geweer en trek los. En broer en suster, ek sal vir julle sê, daai aand ek nie geweet geweer in die gees kan so veel in was. Ek sal vir julle sê, party sê brrr, en sê pa. Maar as jy alles by mekaar sit, ek wil vir julle sê, dit bring die vyand in 'n skrifbewyse. Halleluja. Nou ek wil vanaand vir ietsie getuig. En ek hoop jy gaan my verdra wat ek vir julle gaan sê. Ons as Pinkstermense, en ek klassifiseer my onder dit, want ek kan nie verseker, as jy een keer met die Here van die leerskare te doen gehad het, dan is jou hele wese deurweek met sy teenwoordigheid, met sy heiligheid. En ek wil vanaand vir julle iets sê. Daardie ding wat partykeer oor ons lippe gaan om te sê, ag, weet jy, die Here aanvaar my soos ek is. Ag, weet jy, die Here verstaan. Die Here maak hom, hy sal 'n pad vir my maak. Ek wil vir julle sê, wanneer jy in 'n toets kom, hoor mooi wat ek vir julle sê vir my, dan word jou geloof waaragtig. Maar ek gaan nie vanaand, soos hulle sê, die aardappelklap omvoer nie. Ek kan dit, ek staan vanaand en ek praat baie maklik. Maar ek wil jy net vanaand iets kortliks vertel. In 2022 word die mat onder die Hanstroewieg Exodus. Ek en my hele gesin is op pad terug van die Kaap af. En ons kom 4:15 die middag en 'n verskriklike dood gebeur. En die vrou sterf in my arms. My broer en suster, as die tyd geskik is, en die Here lei so, want ek doen niks, as die Here nie vir sy diens. Jy weet, as jy op jou pad beweeg, is daar altyd getuienisse wat saam met jou. Nou is dit nie so nie. Ek wil jy net 'n vars saak vertel, ek sal nou terugkom. Het jy agtergekom, as jy die Here dien, vanaand ek dink julle ervaar dat jy goed hou vir jare. Dit is soos die Israeliete se sandale wat eers in hulle voete versluit het. Die woord sê so. En as ek die Here vertrou vir 'n grasmasjien, dan moet ek ons spesifiek weet. En so gebeur dit. Want ek al vir 'n geruime tyd, die Here het my so geseën, ek het eintlik 2 grasmasjiene. Elektriese grasmasjiene. Klein roulers en dan 'n tandem. Maar broer en suster, ek het 'n groot grasperk en ek dink, joh, daar's 'n paar jong manne wat ek seker sal oor aansit, want ek kan 10 km nou stap. Nou. So, en dis net die Here wat jou daai krag gee. En so bel ek 'n bietjie rond, want jy moet eers jou huiswerk doen. En broer en suster, daar gee die Here vir my suster in Potchefstroom in Nederland. Nou van julle wat nie weet nie, ek hou baie van Pepsi. Jy weet, as ek Indiër vir jou tot 'n Pepsi verniet gee. Oh, loof die Here! Ek wil vir jou vertel, dan moet
jy weet dat dit is die plek waar jy jou ander grasmasjien moes gaan kry. En die Here het gister vir my 'n groot baan. Ek sal aanvanklik moes aan Randburg toe ry, maar die Here draai die saak om en hy sê, nee man, jy gaan dit sommer by 'n Indiër mannetjie daaronder by die industriële gebied koop in Potchefstroom. Ek prys die Here. Maar laat ek terugkom. Ek wil hier vanaand iets vra. Dink u, moet nou diep dink saam met my. As Donald Trump sy soldate Iran toe moes stuur, dat elkeen het 'n windboks onder die arm. Dink jy die media sou eers die moeite gedoen het om dit vir ons te vertel? Of party met 'n pea-shooter? Dit is manne. Kan ek maar praat soos my hart voel wat getrein is vir die job. Dis manne wat 'n geweer onder die arm kan vat en sê ek is 'n soldaat. En ek wil vanaand vir u bemoedig en vir u sê, so is elke een van ons in hierdie weermag van die Here Jesus Christus. Dat wanneer jy in die môre opstaan, wil ek vir jou sê vir jouself, ek trek die wapenrusting van die Here aan, want jy weet nie wat op jou pad vir jou wag nie. So dat ek ook nie die 13 Januarie 2022 geweet wat op my pad wag nie. Maar ek kan nie vanaand verseker. Prys die Here. En dis nie my goedheid. Toe daar die ongeluk 4:15 die donderdagmiddag gebeur, was daar net een God van hemel en aarde op wie ek my kon beroep. En hy het my vanaand tot vanaand toe neergedra, saam met my 2 dogters, van daardie verskriklike dag oorleef het. En ek sal vir julle later baie meer detail gee. Maar ek wil vanaand die Here loof en prys en aanbid. Nou wonder jy hoe ek hier met die woord van God. Pastoor, ekskuus, ek is nou bietjie lief. Ek is baie lief vir die woord van die Here. En ek weet nie hoekom die Here hierdie skrif vanaand op my hart bring. Maar miskien is dit altyd iemand wat 'n rigtingaanwyser in sy lewe soek. Broeder en suster, hierdie is 'n verskriklike hoofstuk. Die opskrif sê in Johannes 8, die oorspelige vrou. Jullie gaan nou mooi verstaan, wat ek vir julle lees. Vanaf vers 3. En die skrifgeleerdes en fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. Toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons in wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en die vinger op die grond geskryf. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, hoor mooi, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip, tel die eerste klip op om haar te gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskryf. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan. En toe Jesus hoor mooi Jesus, hulle was alleen. Sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer. My broer en suster, ek wil jy moet vanaand besef, dit is die generaal van generaals. Dis die Here van die leerskare wat hier in die woord is. Dis hy wat die harte kenner is en die proewer van die niere sê jy nie woed. En ek wil vanaand vir u bemoedig en vir u sê, daar is baie mense wat dit weet. Ek dink, en ek wil niemand van die verdeeldheid bring nie, maar as daar iemand is wat vanaand dit wil waag om vir my te sê, hoekom dink u het al die beskuldigers weggestaan van daardie
waar die toneel wat daar afgespeel het. Hoekom dink jy hulle weggestap? Amen. Amen. Ek gaan dit net so klein bietjie verder voer. Weet jy, en ek het dit ook nie geweet nie, iemand het dit vir my gedoen. Baie mense sê, Jesus het daar met sy vinger in die grond die name geskryf van die skrifgeleerdes en die fariseërs daar omgestaan. Baie ander sê wie hy het 'n piltjie na elkeen toe getrek. Dit maak nie saak nie. Wat ek wel geleer is dat hierdie skrifgeleerdes en fariseërs, jy moet nou mooi hoor, daardie jare in Jerusalem in die huisies het 'n klein venstertjie staan. Nou, as jy moet weet iemand het oorspel gepleeg, dan moes jy hom op die water trap. En hulle reken dat baie van hierdie skrifgeleerdes en fariseërs het dieselfde sonde met dieselfde vrou gedoen. En hulle het deur hierdie venstertjies gestaan en kyk. Sjoe, hoe stop ek nie? So hulle was eintlik toeskouers. En broeder en suster, wie gee vir my of vir u die reg om 'n vinger na enige een van die Die Here van die leerskare ken jou hart. Hy ken die begeerte van jou hart. Hy weet wat jy nodig het. En ek wil vir jou sê, dis die nuwe week wat ons uitgaan. Gaan stel hom op die proef. Al is dit dan net vir 'n gasmasjien. Weet jy, dit is vir my so kosbaar. En dit is die dinge wat my op hierdie pad hou. Jy gaan nou dink, ja Johan, jy praat net van materialistiese dinge. Ek kan sit en drink 'n koffie met my. I'll tell you everything you need to know. You can ask me any question. Maar ek wil vanaand vir jou sê om dit eenvoudig te hou. Vertrou die Here in die kleine, maar ook in die groot. Mag die Here die ryklik seën vir hierdie week wat voor lê. En ek voel tuis hier by die Here. Dis lekker hier. Ek gaan binnekort, ek het vir pastoor klaar die datum deurgegee, dan gaan hy my ook die uitroep vir my in die lyn. En dan gaan ons hier voor staan en dan gaan u ook vir ons sê baie welkom hier. Maar ek voel klaar welkom. En as ek voel op 'n Sondag aand, dan is die Here op my hart. Dan maak ek my ook opgewonde. En dit laat my sterk voel vir die week wat voor lê. Mag die Here elkeen seën. Amen. Terwyl ons sukkel met die Bluetooth gaan ek vir julle net so 'n kort getuig oor Dinsdag, hoe ek die hand van die Here gesien het in alles wat met ons gebeur het Dinsdag. Ons gaan hospitaal toe, ons ry, ons kom daar, ons weet nou eintlik nie waar se X-ray is, ons kom daar, ons sit by die X-ray plek, ons dink dit is die regte plek. Eers in die ry, want jy ry vroeg om eers te wees, net om te hoor hoe dit daar kom, ons is by die verkeerde plek. Nou sê ons, okay, ons loop groot vertrou as ons by die ander plek kom, dat ons daar eerst sal wees. Kom by die ander plek, eers gaan ons op met die lig, hulle sê ons nie, as jy daar vrou daar sien, aan jou rechterkant, dis waar jy moet wees, nou gaan ons doen. Kom daar, dit het net ook gemaakt, en nou wat? Die Here het vir ons gebless, ons was eerst. Amen. Toe van daar sê hulle vir ons, ach nee, wat, waar moet jy dit eindelijk wees en nou, nee, GIT, hy sê, okay, sê nou, laat hy gaan registreer. Hy gaan registreer, daar sit 20 mense voor hom. Maar dit vat hom so uur, toe sê hy geregistreer. Waar dit gewoonlik vroeg het die ewigheid is. Kom in, daar sit terug by die X-rays in en uit. Hy het nie eens 5 minuten sit nie, tot hulle sy X-rays daar. Amen. Gaan GIT toe. Nou sit ons so lekker daar, hulle wag vir sy dokter. Nou die dokter wil eers bietjie meer detail hê voordat hulle die C-scope doen. En die C-scope en elke ding, hy het niks geëet nie. Wat ek eintlik by wil kom is toe hy klaar is met die C-scope, skies ek is amper daar. Toe sê hulle vir ons nie, hy moet gaan vir 'n G-scope. Ons is nie bewus van 'n G-scope of niks nie, hy moes net gegaan het vir die C-scope. Hulle wil 'n bietjie meer in detail gaan ondersoek doen, want hulle wil kyk waar is die fistula se lokasie en so aan. Maar met dit is hy nog in die kampioen voor dit. Ek staan met die brood in my hande, want hy moes nou niks geëet nie. Maar soos die Here dit wil hê, moes ek 'n sakkie vol gaan haal, want hulle doen nou die C-scope, die stoma gedoen, en ek gaan die broodkar doen. Ek sit die brood in die kar. Hy het nog niks geëet nie. Net toe ons terug is en ons sit, toe sê hulle
Maar mag nie geëet het vir die cheesecake nie. Ek wil die Here die eer gee dat ek die brood in die kar gelos het. Say David, geboren en koud, dromend van een mooi hoop, wind even om. Ik lees je Bijbel, gedachtes wat zweef, vliegvaart heeft mij de lucht, ze hebben die lief. En hij zei, dag mijn vriend, ik schat ze komen aan. Vergeet, vergeet, je moet nog geliefd. En hij zei, dag mijn vriend, ik schat ze komen aan. Vergeet, vergeet, die gast is hier. Zachtjes kuurt David en haar nog niet. Selfish hier, helemaal alone. Hij vindt nou berusten, ik glimlach verliefd. Gods genade is voor hem gegeven. En hij zei, dag mijn vriend, ik schat schoen aan. Vergeet, vergeet, je moet nog leven. En hij zei, dag mijn vriend, ik schat schoenen aan. Vergeet, vergeet, nee, hier gaat nog weer. Hier weer is een voorbeeld van mij. En die een voetje leven, strijd langs strijd. Als het deed voor mijn vriend, zal ik onthouden. Als kuste jouw vriendschap, dat nooit zal vervlogen. En hij zei, dag mijn vriend, ik schat ze voor me aan. Vergeet, vergeet, je moet nog leven. En hij zei, dag mijn vriend, ik schat voor me aan. Vergeet, vergeet, mijn eer gaat nog leven. En hij zei, dag mijn vriend, ik schat voor me aan. En mooi deel van jou is nog altijd uit. Hij zei, dag mijn vriend, ik schat voor me aan. Vergeet, vergeet, mijn eer gaat nog leven. Vergeet, vergeet, mijn eer gaat steeds weer. Baie dankie Gideon. Ek dink jy het jou goed van jou taak gekwyt. Dit was nou lekker diens. Nou weer so daar sê van dat ek wil weet nie wat jy kom te preek nie. Ek sien wat jy doen. Ek check. Dis nou weer Johan wat nou weer al my preek weer opgevat het. Ek moet maar iemand weer sorry Johan. Maar as julle nou so sal saam staan en so aan die einde van ons diens en sê julle nog wil kerk hou? Wil julle nog kerk hou?
Dan op kerke. Ek gaan net so die seën oor julle uitspreek. Hy sê in Numeri 6 vers 24, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Amen. Ons buig die hoofde saam. Here, wat 'n voorreg was dit jou vanaand in die huis te kon wees nie. Liewe Here, dit is lieflik om onder die kinders te wees. Liewe Here, ek dink koning Dawid skryf en hy sê dat Here, toe hulle vir my sê ons gaan na die huis van die Here, was ek opgewonde. En Liewe Here, vanaand ons is opgewonde, ons vat hierdie oorwinning wat U vanaand vir ons gegee het. Liewe Here, ons proklameer dit in die Gees. Liewe Here, ja, soos wat U al opgesê het, Here, wil ons ook vanaand sê, ons gaan rapapapa en piu piu piu. Ag Here, ons gaan skiet in die Gees, Here, vir ons oorwinning. Liewe Here, ons is nie bang nie. Liewe Here, want ons ken ons koning. Here, ons weet dat U vir ons die oorwinning wil gee en dat U dit vir ons in ons hand gegee het. Here, wil U nie so vanaand verder in ons midde vereer word nie. Liewe Here, wil ek bid dat U ons sal seën waar ons huis toe beweeg vanaand. Here, bring ons veilig by die huise aan en Here, seën ons in hierdie week wat vir ons voorlê. Liewe Here, laat ons aan U die lof, die eer en die aanbidding sal bring. Ek loof, ek eer en ek dank U daarvoor, Vader. Amen en amen. Amen.